Ons begin 2016 met die definisie van die term chemiese ewewig. Dit verwys na daardie stadium in 'n chemiese reaksie wanneer die tempo van die voorwaartse reaksie gelyk is aan die tempo van die terugwaartse reaksie. Waterstofgas reageer met swaalpoeier om waterstofsulfiet gas te vorm. En ons kan sien dat die reaksiewarmte negatief is, so hierdie is 'n eksotermiese reaksie. Hoe sal die byvoeging van meer swaal die aantal mol waterstofsulfietgas by ewewig beïnvloed? Nou, swaal is 'n vaste stof in hierdie reaksie. So dit het geen invloed op die ewewig nie. So die aantal mol H2S sal dieselfde bly ongeag hoeveel swaal bygevoeg word. Hoe sal 'n verhoging in temperatuur die aantal mol waterstofsulfiet beïnvloed? Nou, hierdie is 'n eksotermiese reaksie. Die reaksiewarmte is negatief, so jy kan tegnies visualiseer, daar word hitte vrygestel aan die produkkant. So as ons nog hitte toevoeg, dan gaan dit daartoe lei dat die terugwaartse reaksie bevoordeel word en gevolglik gaan daar 'n verlaging wees in die aantal mol waterstofsulfiet. Nou moet ons Le Chatelier se beginsel gebruik om ons vorige antwoord te verduidelik. Nou, wanneer die temperatuur toeneem, sal die reaksie wat die temperatuur laat afneem, met ander woorde, die endotermiese reaksie bevoordeel word. En die endotermiese reaksie is die terugwaartse reaksie. Ons begin met 'n mengsel van waterstofgas en swaalpoeier. En die soliede lyn stel vir ons die reaksietempo van die voorwaartse reaksie voor. Soos tyd verloop, word waterstofsulfiet gas gevorm. En na mate die waterstofgas en swaalpoeier geleidelik opgebruik word, neem die tempo van die voorwaartse reaksie af. Terselfdertyd neem die tempo van die terugwaartse reaksie, wat met die stippellyn aangedui word, neem dit toe, aangesien daar al hoe meer waterstofsulfiet gevorm het, wat geneig is om weer te ontbind in waterstofgas en swaal. En hier bereik ons dan ewewig, aangesien die tempo van die voorwaartse en terugwaartse reaksies gelyk is aan mekaar. Nou moet ons op dieselfde assestelsel die effek van die katalisator op die reaksietempos aandui. Nou, 'n katalisator versnel beide die voorwaartse en die terugwaartse reaksietempo eweveel. En dit word aangedui met 'n stapverandering op die grafiek. Aanvanklik word 0,16 mol waterstofgas en 'n oormaat swaalpoeier by 90°C in 'n 2 kubieke desimeter houer verseël en die stelsel word toegelaat om ewewig te bereik. As ons tabel dus opstel, sien ons begin met 0,16 mol waterstofgas, maar geen waterstofsulfiet nie. 'n presiese hoeveelheid loodnitraat oplossing word nou in die houer bygevoeg sodat al die waterstofsulfiet, met ander woorde daardie waterstofsulfiet wat in die houer by ewewig teenwoordig is, volgens die volgende gebalanseerde vergelyking in loodsulfiet om te skakel. So daardie waterstofsulfiet daarbo reageer dan nou met die loodnitraat en dit vorm dan hierdie loodsulfiet. En die massa van die loodsulfiet neerslag is 2,39 gram. So ons het die massa loodsulfiet wat gevorm het.
Uit dit uit kan ons die aantal mol loodsulfiet bereken en die aantal mol loodsulfiet is in 'n 1-tot-1 verhouding met die waterstofsulfiet wat reageer het met die loodnitraat en gevolglik kan ons dan die aantal mol waterstofsulfiet bereken wat teenwoordig was tydens ewewig. Vervolgens moet ons die ewewigskonstante Kc vir die reaksie waterstofgas plus swaalpoeier vorm waterstofsulfiet by 90°C bereken. Nou, ons begin met ons massa van ons neerslag en ons weet dit is 2,39 gram en ons deel dit deur die relatiewe formule-eenheid massa van loodsulfiet. Lood se relatiewe atoommassa is 207 en swaal is 32. En 207 plus 32 gee vir my die 239 en daar is met ander woorde 0,01 mol loodsulfiet wat gevorm het. En dit beteken die verhouding is 1-tot-1, beteken daar's 0,01 mol waterstofsulfiet gas wat reageer het met 0,01 mol loodnitraat. So die ewewigs mol hoeveelheid by ewewig is 0,01 mol. So by ewewig het ek dus 0,01 mol H2S wat beskikbaar was. Ek het begin met niks nie. By ewewig is daar 0,01. Met ander woorde, ek het 0,01 mol H2S gevorm. Maar die verhouding van H2S tot H2 is 1-tot-1. Met ander woorde, 0,01 mol waterstofgas het gereageer. So ek kan hierso minus 0,01 mol waterstofgas daarso skryf. En dan is dit eenvoudig. Ek begin met 0,16 mol waterstofgas, 0,01 mol waterstofgas het reageer, so wat bly oor by ewewig? 0,15 mol. Nou moet ek net my ewewigskonsentrasies gaan bereken. En konsentrasie is gelyk aan aantal mol gedeel deur my volume. Die volume is vir my gegee as 2 kubieke desimeter. So, my aantal mol in die geval van waterstofgas gaan wees 0,15 en ek deel dit deur daai volume van 2. Net so, my aantal mol by ewewig van my waterstofsulfiet is 0,01 en ek deel dit deur die volume wat 2 kubieke desimeter is. Nou het ek al die inligting wat ek nodig gehad het om my ewewigskonstante te bereken. Ons kyk net na die gasfase in hierdie geval. So dit sal wees die konsentrasie van my waterstofsulfiet gedeel deur die konsentrasie van my waterstofgas en aangesien daar geen koëffisiënte is nie, is daar geen eksponente wat ek moet aanpas in hierdie geval nie. En so vervang ek bloot 0,005 in as die konsentrasie van my waterstofsulfiet en 0,075 as die konsentrasie van my waterstofgas en ek kry 'n Kc waarde van 0,067.